Juig voor die Here o ganse aarde. Dien die Here met blydskap. Kom voor sy aangesig met gejubel. Erken dat die Here God is. Hy het ons gemaak en ons is syne, sy volk en die skape van sy weide. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, kom ons sing Psalm 33. Ons sing daar die 1, 2 en 11de vers tot eer van die Here. Geliefdes, na die wet, dan sing ons gesang 64 vers 1 en dan na die geloofsbelijdenis die tweede vers daarvan gesang 64. Maar kom ons luister nou eers na die wet van die Here, soos dit vir ons daar in Eksodus 20 opgeteken staan. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie.
Want die Here sal een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Saterdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Saterdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Geliefdes, is daar in Romeine 15 vers 13 hoor ons die volgende wat Paulus sê: en mag die God van die hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof, dat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees. En dan weet ons Christus en sy verlossing, dis die bron van ons hoop. Dis die bron van ons blydskap. Dis die bron van ons vrede. Dis die bron as ons vanmôre praat oor vriendelikheid. Met hierdie waarheid in die hart kom ons spreek die 12 artikels. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe.
Geliefdes, vanmôre luister ons na die woord van die Here eers daar in die Ou Testament, daar uit Spreuke. Spreuke 16. Spreuke 16 gaan ons lees daar van vers 15. En dan net enkele verse daar uit Filippense 4. Filippense 4 gaan ons lees daar van vers 4 en tot 7, net daar die paar verse. Voor ons lees, kom ons bid eers. Here God, 'n wonderlike voorreg om vanmôre weer hier saam te wees. So saam vergader rondom U woord. En dankie daarvoor. Dankie Here dat U woord ons anker is. Ja Here, dat ons deur die Gees daar volgens wil lewe. Maar ons weet hierdie is ook 'n belangrike vergadering waar ons saam is vanmôre. Hier in die gemeenskap van gelowiges. So uniek, ja Here, nie maar 'n gewone vergaderingkie, 'n wêreldse vergaderingkie nie. Maar 'n vergadering waarin ons in gemeenskap met U is, die almagtige, alwetende, alwyse God. Wat ons ook in gemeenskap is met mekaar. En dankie Here dat dit so besonders is en dat dit 'n besondere betekenis het. En daarom bid ons Here dat hierdie oomblik saam, hierdie tyd saam, dat U deur die Gees dit so in ons harte sal bring om dit vir ons kosbaar te maak. So leersaam te maak. Ons leef in 'n wêreld waarin ons oorweldig deur kennis, deur baie feite. Maar ja, Here, 'n wêreld waarin ons relatief min van U woord hoor. Waar mense nog maar min vashou aan die waarheid van U woord. En gee Here dat hierdie gemeente alleen maar deur die werk van die Heilige Gees sal wees pilaar van die waarheid. Dat elke lidmaat hier ook sal wees so anker van waarheid. En dat ons getuienis na buite sal wees ook in waarheid. En daarom bid ons Here dat U vanmôre deur die woord in elke hart sal wees en deur die Gees dit daarin sal werklik sal dit groei, sal dit saad skiet. Here, ons het U so nodig. Daarom vra ons bid om U genade, wees ons sondaars genadig. Ons smeek dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes, uit die woord van die Here daar in Spreuke 16 gaan ons lees van vers 15. Het gaan nou vanmôre oor vriendelikheid. Ons gaan praat oor vriendelikheid. En saam met vriendelikheid, jy weet, vriendelikheid is deel van die vrug van die Gees. Galasiërs 5 vers 22. Galasiërs 5 vers 22 praat van al die ander vrug van die Gees. Die nederigheid, selfbeheersing, liefde, vrede, lankmoedigheid, blydskap, goedheid, sagmoedigheid. So ons kan dit nie losmaak van hierdie vriendelikheid as ons vanmôre oor vriendelikheid gaan praat nie. Maar kyk bietjie hoe figureer hierdie vrug van die Gees in hierdie gedeelte wat ons gaan lees, want jy weet,
Spreuke, die perikope en Spreuke, jy weet mos, dit gaan nie net oor een spesifieke saak nie, daar is 'n verskeidenheid van sake wat aangeraak word. Maar kyk bietjie, hoeveel van die vrug van die Gees kom eintlik in hierdie gedeelte ter sprake. Dan van vers 15, in die vriendelike blik van die koning is lewe, in sy welgevalle is soos 'n wolk van die laat reëns. Hoeveel beter is dit om wysheid te verkry as goud en verkiesliker om verstand te verwerf as silwer. Die gemaakte pad van die opregtes is om van die kwaad af te wyk. Hy wat op sy wandel ag gee, bewaar sy lewe. Trotsheid kom voor die verbreeking en hoogmoed kom voor die val. Dit is beter om nederig van gees te wees saam met die ootmoediges, as om buit te verdeel met die trotsaards. Wie ag gee op die woord sal die goeie vind, en hy wat op die Here vertrou is gelukkig. 'n wyse van hart word verstandig genoem, en soetheid van lippe vermeerder die lering. 'n fontein van die lewe is die verstand vir sy besitter, maar die tugtiging van die sotte is sotheid. Die hart van die wyse maak sy mond verstandig en vermeerder die lering op sy lippe. Vriendelike woorde is soos 'n heuningkoek, soet vir die siel en 'n genesing vir die gebeente. Daar is 'n weg wat vir 'n mens reg lyk, maar die einde daarvan is weë van die dood. Die honger van die werksman arbei vir hom, want sy mond jaag hom aan. 'n deugniet grawe 'n kuil van onheil en op sy lippe is soos 'n brandende vuur. 'n man van valse streke saai tweedrag en 'n kwaadstoker skei vriende van mekaar. 'n man van geweld verlei sy naaste en lei hom op 'n weg wat nie goed is nie. Hy wat sy oë toemaak om valsheid te bedink, wat sy lippe vasknyp, het die kwaad alreeds gedoen. Grysheid is 'n suurlike kroon, dit word gevind op die weg van geregtigheid. Die lankmoedige is beter as 'n held, en hy wat sy gees beheers as een wat 'n stad inneem. In die skoot word die lot gewerp, maar elke beslissing daarvan kom van die Here. Ons gaan veral daarop vers 24 daarop klem lê. Vers 24, vriendelike woorde is soos 'n heuningkoek, soet vir die siel en 'n genesing vir die gebeente. As ons daarna Filippense 4 blaai, Filippense 4, daarvan vers 4, sê Paulus, verbly julle altyd in die Here, ek herhaal, verbly julle. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word, die Here is naby. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes en alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en sinne bewaar in Christus Jesus. Vers 5, laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. My broer en suster, ons het 'n uitdrukking, vriendelikheid kos niks. Ek dink almal van ons wat vanmôre hier sit, het dit al gehoor. Vriendelikheid kos niks. En tog is dit so kosbaar. Dis so duursaam. Want dit vorm deel van die onskatbare vrug van die Heilige Gees. Galasiërs 5:22, soos ek ook vroeër gesê het. En uit die staanspoor weet 'n mens, jy praat nie hier van 'n skyn, 'n kastige, 'n aangepakte ou vriendelikheidjie nie. Nee,
Omdat dit vrug van die Gees is, my broer en suster, kom dit opreg uit die hart. Dit bruis in die geloofsare. Dit borrel in my gemoed. En daarom kom hierdie vriendelikheid kom spontaan en vorm onlosmaaklik natuurlik 'n eenheid, soos ek vroeër gesê het, met die vrug van die Gees, die liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Al hierdie goeie deugde dring my tot vriendelikheid. En ons weet dat die bron van hierdie vrug, die bron van hierdie vriendelikheid is Jesus Christus. Sy liefde en sy verlossing is die fontein van hierdie vrug van die Gees. En daarom Christus se liefde, sy verlossing, is die rede vir my opregte, spontane vriendelikheid teenoor ander. En vriendelikheid of dan onvriendelikheid verklap eintlik wat in 'n mens se hart aangaan, wat daar in jou siel broei. En nou is dit te verstaan, mense sal dadelik sê, jy sal nou sekerlik nie van oor tot oor glimlag is in 'n hartseer situasie of 'n benoude situasie of een of ander swaar tyd nie. Maar my broer en suster, dis beslis nie van pas om dan, sê maar onbeskof en ongeskik en selfs twisgierig te wees. Want die Heilige Gees dring vir my en jou tot selfbeheersing. Hy dring vir my en jou tot liefde en sagmoedigheid. En daarom is dit ook nodig dat ons vir mekaar ook sal omgee. Dat ons werklik vir mekaar se laste sal dra, soos wat ons dit lees, dat daarvan ons gevra word in Galasiërs 6 vers 2. Of andersins is dit maar net leë woorde of beloftes van omgee. En daarom het mens vra, gee ek werklik om vir ander? Maar ons beïnvloed mekaar, definitief. Ons beïnvloed mekaar deur ons vriendelikheid of ons onvriendelikheid. Ek het ander dag, en ek glo, dalk het jy ook al die ervaring gehad, in 'n winkel ingestap en vriendelik die een daar by die geldpunt gegroet, so ewe vriendelik. Maar sy het nie teruggegroet. Sy kon dalk nie my taal mooi verstaan nie, maar ek het dadelik sommer afgehaal gevoel. Sommer maar in myself gevoel om nie weer by hierdie winkel te koop nie. En sy het later ook brom my klein geld gegee. En ek het maar dankie gesê en verkas. En dieselfde asem moet 'n mens natuurlik ook sê dat kliënte baie keer ook onvriendelik en ongeskik kan wees. Maar ons kan dit weer sê, my en jou woorde, my broer en suster, en ons onderskat dit. Ons onderskat dit, ons gesindheid, ons woorde het werklik 'n invloed op ander. As 'n mens na hierdie vers weer gaan kyk, Spreuke 16 vers 4, dit sê, vriendelike woorde soos 'n heuningkoek, soet vir die siel, en 'n genesing vir die gebeente. Daarom sulke onaangename gebeure en mense wat met my nie negatief beïnvloed nie. En as ons sê dis vrug van die Gees, dan kan ek en jy eintlik nie anders optree as om vriendelik te wees nie. Ons dra daardie vrug van die Gees geanker in die siel. Christus en sy liefde dring vir my en jou
tot hierdie vriendelikheid. En ja, jy sal vanmôre sê, dominee, dis nie so maklik. Dis nie altyd maklik nie. Die ou sondige mens en sy begeertes, dit voer die stryd hier in ons binneste. En daarom is dit so belangrik, dat ons sal bid, altyd bid, volhardend, ernstig bid, om die krag en die leiding van die Heilige Gees. Om maar vir u te sê, in eie krag kan ons nie die stryd voer nie, vergeet dit. En daarom sê Paulus ook daar, juis ook in Filippense 4, vers 13, ek is tot alles in staat, deur Christus, wat my krag gee. Hierdie vriendelike woorde is soos die Spreuke digter daar in vers 24 sê, dis goed vir jou, dis goed vir my en jou, vir ons liggaam, ons siel, dis goed vir onsself, ons hele menswees. En dink maar, hoe positief kan ons mekaar inspireer en aanspoor deur ons vriendelikheid. Die hart, my en jou hart is die oorsprong van so 'n gesindheid. En daarom hoor 'n mens ook in Spreuke 17 vers 22, 'n vrolike hart bevorder die genesing, maar 'n verslae gees laat die gebeente uitdroog. Ons het hierdie goeie, die positiewe so nodig. So nodig, my broer en suster, in ons dag, as ons gaan kyk, oorloë, ander booshede, kwellings in hierdie ou wêreld. En dan raak ons so vasgevang in hierdie draaikolk, hierdie bose draaikolk, wat vir ons so morbied, so negatief maak. En in 'n land soos Suid-Afrika is dit 'n baie groot uitdaging om werklik positief te bly, vriendelik te wees. Daarom weet ons, in hierdie omstandighede is ons blydskap en ons vriendelikheid en ons lankmoedigheid is op baie dun ys. Maar ons soek baie keer dit buite onsself. Broer en suster, gaan luister hoeveel onnodige, ek sê onnodige, onvrede en twis is daar in ons huis. In huisgesinne, die man en vrou, huwelike, tussen kinders, ek is nou die dag verbaas toe ek hoor hoe kinders met mekaar praat en hoe hulle mekaar behandel. Hulle sê, dis 'n Christelike huis. Die twis, die oneenigheid, die onvrede tussen ouers en kinders. Die huisgesin, dis die plek waar 'n mens, jy soek na liefde, na deernis. Daar in ons huise wil ons sien die vriendelikheid. Ons wil dit daar beleef. Dis waar vriendelikheid gekweek word, waar dit aangewakker word. As 'n kind in so 'n huis groot word, waar daar nie regtig liefde en vriendelikheid is nie vrede is nie. Want dit word nie deur die ouers geleer nie. Hoe weet daar die kind? Hoe leer die kind dit aan? Dis dan wanneer onvrede en twis eintlik die norm word van daardie huis. En ek kan nou vir u sê, dit spoel sommer oor na die skool. Dit spoel oor na ander terreine van die lewe en dit word die siek kultuur van 'n siek samelewing. En nou kom Paulus en hy spoor hierdie gemeente van Filippi aan, Filippense 4 vers 4, hy sê verbly julle altyd in die Here, ek herhaal, verbly julle.
Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. En daarom my broer en suster, want blydskap en vriendelikheid loop so hand aan hand. Die grond vir ons blydskap is nie wêreldsdinge nie. Dis waar mense dit gaan soek, in wêreldsgoeders. Kan ek vanmôre vir julle sê, en dit het sekerlik al agtergekom, daar die blydskap vir of in materiële dinge hou nie. Want 'n mens is maar so vir 'n kort tydjie, ja, sy bly oor iets, 'n nuwe motor, 'n nuwe huis, wat ook al, maar net nou, soek hy weer iets nuuts. Ek soek iets nuuts wat my weer kan bly maak. Hierdie blydskap wat die Here vir ons gee, hierdie vriendelikheid, is getuienis van my redding in Jesus Christus. Daarom het dit soveel dieper waarde. Die blydskap in die Here. 'n Blydskap oor sy liefde en genade en sy goedheid, sy redding deur Jesus Christus. Dis die hoofbron van my vrede, van my blydskap. Dis die hoofbron van ons vriendelikheid. Jy sal onthou, ons het 'n vorige keer oor Psalm 19 het ons gelees, ek het daaroor gepreek en baie duidelik gehoor hoe die ganse skepping, die uitspansel, daar spesifiek ook die son, stemloos, hoor jy dit, die majesteit en heerlikheid van die almagtige God verkondig. Stemloos. En daarom 'n vriendelike glimlag, 'n vriendelike handwyf, 'n vriendelike handdruk, kopknik. Dis alles gebare sonder stem, maar dit sê so baie, dit dra boodskap oor, dit lokke ooreenstemmende reaksie uit. Vriendelikheid is so aansteeklik. Maar hoe wonderlik, die Here het vir my en jou 'n stem, 'n tong gegee. Ons kan ons vriendelikheid aan mense met ons woorde te kenne gee, ons kan dit bekend maak. Ons eie mense, maar ook aan vreemdes. Hoeveel mense sien ek, en ek praat baie keer daaroor in 'n hospitaal, ek noem nou maar een voorbeeldjie, beland in 'n hospitaal. Maar ek vir u sê, in vandag se tyd, jy pluk vir jou 'n lat, as jy onvriendelik en onbeskof is met daardie personeel. Ek waarborg jou. Jy wil dit dalk doen om verskeie redes volgens jouself. Jy sê hulle is nie baie vriendelik. Jy sê hulle is nie baie behulpsaam nie. Ander redes. Maar kom ek sê vanmôre vir jou, dis raadsaam. En doen dit maar bidend om onsself beheers en liefs maar vriendelik en verdraagsaam te bly teenoor hulle. En daarom kom Paulus ook met baie goeie raad. Hy sê daar in Romeine 12 vers 13, laat jou nie deur die kwaad oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Maar dit gebeur baie keer ook dat jy deur jou eie nalatigheid, jou eie toedoen, in 'n baie onaangename situasie beland. In so 'n situasie waar jy niemand anders te kan blameer nie, behalwe jouself. Maar jy's dan in so 'n situasie, kan jy nie, durf jy nie voorbarig en astrant te wees nie. In so 'n situasie kan jy jou nie aanmatig om onbeskof en ongeskik en onvriendelik te wees nie. Daarom my broer en suster, hierdie selfbeheersing loop saam met nederigheid. Ek
Ek moet in nederigheid ook kan eerlik wees met myself en erken. Om te kan erken ek is verkeerd. Sommige mense wil nie skuld erken nie. So in hoogmoed, selfsug. Dan gaan hulle dadelik oor tot onbeskofte aanval. Onvriendelike, ondeurdagte woord. Die spreukedigter kom en hy kom in sy wysheid en hy kom vermaan weer, Spreuke 12 vers 18. Hy sê, daar is een wat onverskillig woorde uitspreek, soos swaardsteke, maar die tong van die wyse is genesing. Kom ons verstaan mekaar reg. Vriendelikheid beteken nie om sondes te verbloem nie. Beteken nie om sondes oor die hoof te sien nie. Dit beteken nie dat ons nie mekaar mag vermaan, regverdig vermaan, as ons sondig nie. Maar dit vra, my broer en suster, nederigheid. 'n nederigheid om te kan sê, Here God, ek self is 'n sondaar mens, begenadig. Begenadig. Wat in Jesus Christus vergewe word. Om te kan sê, ek is nie volmaak nie, ek is feilbaar. Om te kan sê, in eie krag kan ek dit nie doen nie, alleen deur die krag van die Heilige Gees kan daar by my 'n volgehoue vriendelikheid wees. Die Heilige Gees kom anker. Hy kom maak vir hom vas die verlossing deur Jesus Christus. Hy kom anker dit in my en jou hart. En die wonderlike, geen wêreldse swaar en onvrede en wat ook al kan dit wegneem of wegroof nie. Want my broer en suster, hierdie vriendelikheid en hierdie vrede en hierdie blydskap kom van God. Die Heilige Gees kom sit dit in my en jou hart. Daarom is dit spontaan, dis opreg, dis standhoudend. Want dit getuig van 'n innerlike vreugde, omdat ek verloste in Jesus Christus is. Efesiërs 4 vers 31 staan daar geskrywe. Alle bitterheid en woede en toorn en geskreeu en lastering moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid. En Paulus kom dan en hy sê net daarna in vers 32, maar wees vriendelik. En vol ontferming teenoor mekaar. Belangrik, hy sê, vergeef mekaar soos God in Christus julle vergewe het. Hoe kan jy vriendelik en vol ontferming wees teenoor iemand, as jy hom of haar nie vergewe het? As daar steeds in jou hart 'n bitterheid is, 'n woede, 'n wrok in jou hart is, teens die persoon. Amen. Kom ons bid saam. Here God, dankie vir u woord. Die woord wat vir ons rigting gee. Die woord van waarheid. En Here, ons kry in hierdie ou lewe en hierdie wêreld met soveel leuns te doen. Soveel bedrog. Maar dankie dat ons kan staat maak op u wat onfeilbaar is, die woord onfeilbaar. Nie wat deur die woord vanmôre vir hierdie gemeente wil leer van vriendelikheid. Gee dat ons in vriendelikheid, in blydskap, vrede, na mekaar sal omsien, mekaar sal laste sal dra, mekaar sal aanspoor,
maar ook mekaar in oprigtheid en nederigheid sal vermaan. Lei vir ons deur die Gees, ons bid dit in Jesus naam. Amen. Geliefdes, gesang 308 sê daar baie duidelik vir ons, 308 vers 3, Jesus, blydskap van ons lewe, bron van alle ware heil. U gee ons na aardse strewe, hemelvreugde sonder pyl. U wil ons reeds hier verbly, vir die hemel voorberei. Daar sal ons geen vyand vrees nie, en geen stryd meer teen ons wees nie. Kom ons sing die 3de en die 4de vers tot eer van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met u almal. Amen.